Goeiedag, ek is Eddie Goldberg. Hierdie oordeenking is geskryf deur Gert Berning. Dit kan te laat wees. Dit is soms goed om net vir 'n rukkie in 'n begrafplaas te gaan loop en die hartseer afskeidswoorde te lees wat op die grafstene geskryf staan, maar ook om te kyk na die geboorte- en sterfdatums. Sommige mense het gesterf toe hulle ouer as 80 jaar was, maar sommige het gesterf toe hulle nog kleuters was. Ander as tieners. By sommige treur die ouers, by ander eggenotes, by ander kinders en kleinkinders. Dan dink jy daaraan dat jou graf of nis ook eendag daar sal wees, of die van jou ouers, of van jou lewensmaat, of jou kinders. Wanneer die dag kom, weet jy nie. Wilhelm Busch, 'n predikant, vertel dat hy een aand 'n telefoonoproep vanaf die hospitaal gekry het. 'n Kort rukkie later het Wilhelm by die bed van 'n sterwende jongman gestaan. 'n Motor wat gegly het in 'n nat straat het hom getref. 10 uur vroeër was hy nog gesond en nou lê hy sterwend. Die middag het hy miskien nog gelag as iemand met hom oor die dood gepraat het, maar minute vroeër het die man dringend vir Wilhelm laat kom. Hy wou in vrede sterf, wou weet hoe sy sonde vergewe kan word. Wilhelm wou met hom praat oor God se groot en reddende genade. Maar die man kon niks meer hoor nie. Hy het in 'n koma gegaan en 'n rukkie later gesterf. Verdwaas het Wilhelm nog 'n rukkie by die lijk gestaan. Hy het gewens hy kon die venster oopmaak en hard oor die stad uitroep, Jesaja 55 vers 6, "Vra na die wil van die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Bekeer julle, voor dit te laat is. Op jou sterfbed kan jy te swak wees." Hebreërs 4 vers 7, "Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie." Dit kan te laat wees vir die een wat sterf, maar dit kan ook te laat wees vir die een wat agterbly. Dawid se seun Absalom was vyandig teenoor sy pa en wou sy pa doodmaak. Toe Dawid die nuus kry dat sy geliefde seun dood is, lees ons 2 Samuel 18 vers 33, "Die koning het ontroerd geraak en in trane na die kamer bokant die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, 'My seun, Absalom, my seun, Absalom, as ek maar in jou plek kon gesterf het, Absalom, my seun, my seun." Dit is hartverskeurend dat mense wat veronderstel is om in liefde saam te leef, mekaar soveel hartseer besorg. En dan op 'n dag is die tyd vir versoening vir altyd verby. So baie mense moes al bely dat hulle gebroke verhoudings sou wou herstel, maar dat dit toe te lank uitgestel was. Ons wil gewoonlik die beste vir ons kinders gee. Ons vra hulle uit oor hulle ervarings, die skool, hul maats en sovoorts, maar die belangrikste vraag word dikwels nie gevra nie, naamlik, ken jy die Here Jesus? Is jy 'n kind van hom? As ons nie ons kinders hiermee help nie, of miskien dink dat hulle later self tot geloof sal kom, mag ons dalk die dood beleef wanneer ons moet sê, dit is nou te laat, vir altyd te laat. Jesus het vir ons gesterf, en hy nooi ons om te deel in sy liefde, en die vreugde van versoening te smaak. Ouders, is het wel met uw kind? Wanneer heb je je daar voor het laatst over bekommerd? Merken uw kinderen het nog wel eens, merken mijn kinderen het nog wel eens, dat we begaan zijn met hun zielenheil? Of zullen ze straks in de dag van het gericht tegen ons zeggen, vader, moeder, je hebt me wel bij het doopvont gebracht. Je hebt me wel in een christelijke kerk doen opgroeien en op een christelijke school gebracht, maar je hebt nooit één woord tot mijn behoud gezegd. Vader, moeder, je hebt nooit je knieën met me gebogen, je hebt nooit geroepen tot God of hij zich over mijn ziel zou ontfermen. Ouders, is het wel met onze kinderen? Hemelse Vader, help ons dat ons nooit hoef te sê, dit is te laat nie. Amen.